Ons luister vanoggend vanuit die woord van die Here, Hebreërs 3, vers 1 tot 6. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses wat wel getrou is, getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Liefdes, ek herhaal graag vir ons die eerste vers. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend met nabetragting hoor ons weer vanuit Hebreërs. En wat treffend is dat alles wat ons sover vanuit Hebreërs gehoor het, dit gaan direk oor ons Here Jesus Christus. Toe ons voorberei het vir nagmaal, het ons gehoor oor Christus se voortreffelikheid oor alle engele. En Sondag wat verby is met die viering van nagmaal, het ons gehoor oor Jesus Christus wat die perfekte hoëpriester is, omdat hy vlees en bloed geword het, en omdat hy medelee met ons menswees. Vanoggend gaan ook weer net so voort, waar ons vanoggend met dankbaarheid mag terugkyk na ons nagmaal gevier het, word ons ook nou weer gerig hier in die begin van Hebreërs 3 na ons Here Jesus Christus. En ons word opgeroep om ons aandag op hom te vestig. Ja, broers en susters, ons kort teksgedeelte vanoggend begin daarmee om die gemeente op te roep. Maar wat heel eerste vir ons kan uitstaan, is hoe die Hebreërskrywer hier die gemeente aanspreek. Ja, hy spreek daar die gemeente daar in Jerusalem aan, en by uitstek ook ons, met die titels heilige broeders en deelgenote van die hemelse roeping. In die vorige hoofstuk sien ons ook waarom die Hebreërskrywer ons met so hooggeagte titels aanspreek. Dis wonderlike titels daar. In Hebreërs 2 vers 11 het ons daar gehoor, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem. Ja, ons word deur die Here Jesus Christus vanuit sy heerlikheid daar aan die regterhand van God broeders en susters genoem. Ons is broeders en susters van ons Here Jesus Christus, want in ons geloof is ons in hom ingeplant, in hom een. En dit beteken dat ons, terwyl ons nog die vlees en bloed deelagtig is, beteken dat ons reeds in die oë van ons Here Jesus Christus sy broers en susters is, en in die oë van sy Vader kinders, sy kinders. Ja, in Christus se vlees en bloed, in sy offer, is ons geregverdig. Ons is nie meer kinders van die wêreld nie, maar kinders van God. Hierdie teks sluit ook baie nou aan by wat ons
as gereformeerdes bely. Ons is reeds geregverdig. Ons losprys is reeds volkome betaal. Nou, soos die Katolieke en sommige sektes dink ons nie dat ons deur sekere dade en sekere praktyke meer heilig moet word en meer regverdig moet word nie. Dit is slegs in Christus dat ons so magtig is. Die enigste grond van ons heiligheid is Christus, wat ons broers en susters noem. Wanneer ons in die geloof in Christus is, ja, dan is dit so asof ons sy geregtigheid aantrek, asof dit klere is. Maar broers en susters, dit beteken wel nie dat ons die stryd teen die sonde misloop. Want ons hoor ook hier in die eerste vers dat ons aangespreek word as deelgenote van die hemelse roeping. Ons word geroep om te leef soos wat ons in Christus reeds verklaar is. Ons word geroep om te leef regverdig, heilig. Ja, in die bekering, in die afsterwe van die ou sondige mens, word ons ook weer gebore in Christus, wat opstaan. Maar net soos klein babas wat gebore word, moet ons onsself ook laat groei in die lewe. Ons begin dalk deur melk, later kry ons vaste kos. Ons begin vinnig groei, later stadiger. Maar al hoe meer ons in Christus leef, al hoe meer groei ons ook in die geloof. Ons leef al hoe meer hoe ons in Christus reeds verklaar is. Regverdig. Heilig. Nou dit is die gevolg van ons nuwe lewe. Dit is die gevolg van ons roeping vanuit die hemel, ons hemelse roeping. Nou hierdie roeping is vas. Dit is asof dit die raadsplan van God is. Dit is. Dit is vas omdat dit die woord van God is wat ons roep. Die Heilige Gees wat ons daartoe bekragtig. Maar dit is die Heilige Gees wat ons in hierdie roeping versterk, ons toelaat om dit te kan uitvoer. En dit is ook in sy werking dat daar niks is wat ons van daardie roeping kan aflei. Dit is 'n hemelse roeping omdat dit ons na die hemele roep. Maar dit is ook 'n hemelse roeping omdat dit ons tyd om besig te wees met aardse dinge, met sondige dinge. Dit is 'n hemelse roeping want dit is 'n roeping om heilig te wees soos wat Christus is. Maar hoor mooi weer daardie eerste vers geliefdes. Ons het verklaar waarom die kerk op 'n sekere manier aangespreek word. Ons word aangespreek as heilige broers en deelgenote van die hemelse roeping. Dit is alles belangrik, maar dit is baie belangrike bysake. Hoor mooi waaroor hierdie vers gaan. Die eerste vers van hoofstuk 3. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Op grond van alles wat ons sover in Hebreërs gehoor het, word ons nou in die begin van hierdie hoofstuk geroep om te let op Jesus Christus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis. As daar een ding is wat ons so na nagmaal maar kan besef, is dat alles aangaande ons geloof hang rondom ons Here Jesus Christus. Alles gaan oor wie Jesus is. Ja, ons
glo aan die drie-enige God, aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader beskik vanuit alle eeue, die Heilige Gees bekragtig. En dit is deur die Seun van God dat ons die Vader in heerlikheid ook mag, in sy heerlikheid mag aanskou. En dat ons die Heilige Gees mag ontvang. Die Heilige Gees gaan van die Vader en van die Seun uit. En die enigste weg tot die Vader is deur die Seun. En dit is deur die geloof in Christus dat ons ook bekragtig word. En daarom, geliefdes, is dit van kardinale belang om ons Here Jesus Christus te ken en om te leer ken soos wat hy homself in die skrif aan ons openbaar. Daar is baie mense wat veronderstel dat Jesus Christus 'n belangrike deel van hulle geloof is. Die moslems dink hy is 'n groot profeet. Hulle dink dat Jesus Christus werklik geleef het, maar dat hy nooit gesterf het regtig. Die Jehovah-getuies dink dat hulle selfs deur Jesus Christus versoen word, dat Jesus doodgegaan het en opgestaan het. Maar hulle sê hy is nie God nie. Die Mormone noem ons Here Jesus selfs God. Maar hulle sê hy is 'n ander God. Nie deel van die Vader. Nie veel met hom te doen. Daar is selfs mense wat hulle self Christene noem, maar wat nie glo dat die openbaring van God werklik gebeur het. Wat nie glo dat Christus werklik geleef het en die dade gedoen het wat hy deur sy heilige woord gespreek het. Geliefdes, hulle misgis hulle self. Want daar is net een Here Jesus Christus. En dit is net daardie Jesus Christus wat red. Buiten ons Here Jesus Christus, buiten die ewige woord wat vlees geword het, die tweede persoon van die drie-eenheid, is daar nie verlossing nie. Hy is die hoëpriester en die apostel van ons belydenis. Hierdie woord belydenis het meer te doen as met dit wat ons doen. Dit het meer te doen as net wat ons bely. Dit gaan ook oor wat ons doen, maar wat ons moet glo. Die woord beteken dinge wat ons geloof aangaan. As ons dus nie glo aan Christus, soos wat dit die ware geloof aangaan nie, soos wat hy homself openbaar aan ons nie, dan glo aan ons 'n maaksel van ons eie verbeelding, wat niks met die evangelie te doen het. Johannes Calvin het 'n interessante en ware opmerking gemaak. Hy het gesê, die mens se verstand is 'n afgodsfabriek. Die mens wat nie in gemeenskap met God leef nie, hy maak vir homself gode om te aanbid. Soms is dit afgode soos Dagon of soos Baal. Soms is dit Allah of een van die baie gode van die Hindoes of van die Boeddhiste. En soms is dit geld, aansien. Of soms is dit jy, jouself, die individu. Dit is uiteindelik waarop ateïsme neerkom. Maar wat ook soms gebeur, is dat die sondige mens die Bybel hoor. Hulle hoor van Jesus Christus. Maar hulle pas hom aan om by hulle voorkeure te pas. Hulle aanbid dan hulle hele lewe lank 'n God van hulle eie verbeelding, 'n pseudo-Christus. Ons elkeen moet waak daarteen, geliefdes. Ons moet let op Jesus Christus
soos hy hom openbaar. Jesus Christus, die hoëpriester en die apostel van ons belydenis, 'n namaaksel, kan ons nie red nie. Dit klink dalk skrikwekkend, geliefdes, dat ons in ons sonde Christus so kan verdraai, dat ons uiteindelik 'n ander God aanbid. Maar tog, as ons ook in die begin van hierdie boek getroos, ons die evangelie ontvang, die Here het gespreek. In Hebreërs 1 het ons gehoor, daardie wat hy gespreek het, is volkome. Wat in die laaste dae is gespreek deur ons Here Jesus Christus. Ons hoef nie te twyfel oor wie hy is nie, want hy openbaar homself wie hy is deur sy woord. En sy woord stel duidelik dat hy die hoëpriester en apostel is. Volgende gaan ons hoor wat dit beteken, geliefdes. Die volgende verse, vanaf vers 2, wys vir ons verder wie die Here Jesus Christus is. En hy wys dit deur terug te gaan na die jongste dae van die volk Israel, en waar deur hulle grootste profeet, Moses, verkondig is wie Jesus is. In vers 2 word Jesus met Moses vergelyk. En eers kyk die Hebreërskrywer na die ooreenkomste. Hy sien daar, Jesus was getrou aan die Vader, getrou aan die werk wat die Vader hom gegee het, net soos Moses. En soos die Hebreërskrywer Moses en Jesus se werk met mekaar vergelyk, kan ons ook gaan kyk en daardie ooreenkomste in die Ou Testament sien. Maar wat is hierdie werk dan, geliefdes? Ons het in vers 1 gehoor, Christus die hoëpriester en die apostel is. Die apostel en hoëpriester van ons belydenis. Maar voordat Christus vlees geword het, sien ons dat Moses en verskeie ander persone in die Ou Testament ook soortgelyke rolle speel. Maar hulle doen dit ook tot 'n beperkte en onvoldoende mate. Ons sien die rol van apostel en die rol van hoëpriester wat Moses ook uitvoer. Eerstens apostel. Apostel beteken letterlik gestuurde. Moses, net soos Christus, was deur God gestuur. Die Here het aan Moses in 'n brandende bos verskyn en hy het hom gestuur om die volk vanuit die slawerny in Egipte te bevry, om hulle te neem na die beloofde land. So was Moses gestuur, apostel. En tweedens, hoëpriester. Moses was ook hoëpriester. Moses was nie die hoëpriester van die volk nie, dit was Aaron, hy was die hoëpriester. Maar tog het Moses daardie werk gedoen, die werk wat 'n hoëpriester moes doen. Hy was die middelaar, het hulle in gaan staan. Toe die volk, toe die Here die wet aan die volk gegee het, was dit Moses wat dit gaan moes ontvang, want die Israeliete was te bang en hulle sou vergaan het voor die heerlikheid en in die heil van God. Ook toe die Here hom so vir die volk vererg het, toe hulle afgod gebou het, die goue kalf aanbid het, toe het Moses ingetree, sodat die volk nie uitgewis word. So sien ons ook hoe hy die rol van hoëpriester speel, hoe hy daardie werk doen vir die volk. Maar broers en susters, die werk wat Moses in die Ou Testament gedoen het, is nie ook maar net iets wat Christus later kom naboots. Nee, dit wat Moses doen, is 'n voorafskaduwing van Christus. Dit wat Moses in die begin vir Israel doen, is baie dieselfde, maar die werk wat deur Moses en selfs deur ander, soos die profete en soos deur Abraham begin is, word in Christus vervolmaak en beëindig. Want geen mens kon die werk
werklik perfek nie. Dit is slegs in Christus wat die werk gedoen kon word. Slegs in Christus wat die beloftes van God, wat vooruitgewys is deur die offers, deur die werk van apostel en priester, is slegs deur Christus wat dit vervul kan word. Nou Moses is maar 'n voorafskaduwing. Ons enigste volkome hoëpriester en apostel is die Here Jesus Christus. Hy is die perfekte apostel. Hy is die perfekte gestuurde, want hy is nie net deur God gestuur nie, maar hy is gestuur vanuit sy heerlikheid in gemeenskap met God, vanuit alle ewigheid, om die evangelie te kom bekragtig en te verkondig. Hy is ook die perfekte hoëpriester, want hy, wie ewig God is, het mens geword. Hy het in alles soos ons geword, behalwe dat hy die sondes in hom nie gehad het. En hy as hoëpriester het maar nie net vir ons soos die ou hoëpriesters die offers gedra tot by die offer nie. Hy het nie net die offer gebring nie. Hy is die offer. En deurdat hy mens geword het, gee hy as vleklose lam homself, sodat daar voldoening kan wees vir die straf vir sonde. Want die sonde het in die wêreld gekom deur die mens, dit moes ook aan die mens gestraf word. Nou geliefdes, alles wat ons glo, ons hele leer staan en val by Christus wat ons middelaar, ons hoëpriester en apostel is. Christus is middelaar en gestuurde vanaf God. Ons hele leer staan en val daar. Hy is nie maar 'n blote mens wat 'n middelaarrol gespeel het soos Moses of Abraham of Aaron nie. Hy vervul alle beloftes en hy is gehoorsaam tot die dood. Hy is ook nie maar net 'n apostel soos die 12 apostels of 'n gestuurde soos Moses of Abraham. Jesus Christus word uit die hemel gestuur. Dit geliefdes het selfs Moses geweet. In Deuteronomium 18 vers 15 sê Moses self, 'n profeet uit jou midde, uit jou broer soos ek is, sal die Here vir jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister. Dit sê hy, want die Here het ook self vir hom gesê, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broer soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal alles sê wat ek hom beveel. Later hoor ons hoe die apostel Petrus ook daarvan in Handelinge praat. Hy sê daar aan al die Jode, want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. Hier word bevestig deur die apostel Petrus dat die groot profeet waarvan Moses gepraat het, ons Here Jesus Christus is. Maar tog hoor ons ook nie dit uit die mond van Petrus nie, maar ons sien dit in die verskyning van Moses saam met ons Here Jesus Christus. Lukas beskryf dit vir ons. Ons hoor daar in Lukas, en omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy, dit is Jesus, Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by Christus staan.
daar op die berg van verheerliking verskyn Moses saam met Elia om te getuig, om te bevestig wie ons Here Jesus is. Moses was 'n diensknegt van God. Hy was 'n diensknegt in sy huis. Hy was deel van die huis van God. Hy is deel van die kerk. Hy is maar deel van die huis wat Jesus Christus die hoeksteen van is. Maar Moses was 'n diensknegt. Maar Jesus Christus, hy is die erfgenaam en die bouer van die huis. Ek sluit graag af, geliefde broers en susters. So op die Sondag na nagmaal doen ons nabetragting. Dit beteken ons dink weer terug na dit wat ons Sondag weer ontvang het. Die teken en seël van die Here se beloftes. 'n sigbare versekering dat ons in Christus van ons sondes skoon gewas is. So wit soos sneeu skoon gewas is. En daarom moet ons dankbaar wees. Daarom het ons bedankbaarheid ook terug. Maar die nagmaal roep ons ook om te volhard in die geloof. En daarom is dit bo alle dinge belangrik, geliefdes, ook weer vandag om te let op ons Here Jesus Christus, op die enigste ware Christus. Hy, die apostel en hoëpriester is van ons belydenis. Ons word vanoggend ook hier beloof. Ons is sy huis. Ons is Christus se mede-erfgename as ons net die vrymoedigheid en roem van die hoop tot op die einde vashou. Daarom, geliefdes, laat ook die nagmaal ons versterk in die geloof. Laat ons weer vas staan in ons enigste verlossing, ons rots, ons Here Jesus Christus. En laat ons deur die geloof wat in genade alleen deur ons Here ons Here die Heilige Gees in ons gewek word in Christus vashou. Laat ons dit doen tot die dag dat ons sterwe of totdat ons koning weer kom. Amen.